my eyes and lead me home. Jesus Christ, we worship you. Everlasting, ever true, Son of God, our praises ring, our sacrifice to you we bring. God will take me to the heaven. He will lift my weary soul. Put it all upon my shoulder. Dry my eyes and lead me home. Dry my eyes and lead me home. Goeiemiddag en baie welkom en baie dankie dat jy gekom het. En ook baie dankie dat jy gewag het tot 5:30. Ek wil goue guns vra, kan jy kyk of jou selfoon op af is of dat hy nie gaan pla nie. Want as hy nou afgaan, dan gaan jy senuwee agter word en dan werk jy op ons senuwees ook so. Goed. Ons is ook op Facebook, so baie welkom ook aan mense wat ingeskakel is daar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, daar staan in die Bybel geskryf dat daar 'n tyd is vir alles. Ja, ook 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om af te sterwe. 'n Tyd om hallo te sê en 'n tyd tot ziens. En ons moet kom bely, Here, dis vir ons makliker om hallo te sê as tot ziens. En dit bly altyd vir ons amper onnatuurlik. Asof ons dit wil vermy. Ons praat nie maklik daaroor nie, ons wil so min as moontlik daarvan weet. Alhoewel ons weet, dit is deel van die natuur. Here, dit gebeur dikwels dat mense waag om sonder U te lewe. Miskien doen ons dit nie moedswillig nie, maar ons raak net so opgevang in die lewe, dat ons so 'n bietjie vergeet. Maar Here, as ons dan wegloop van die werk af, en ons huise sluit, en ons kom hier rondom die lewe en die afsterwe van Petro, dan wil ons dit nie alleen doen nie. Dan begin ons anders dink, en daarom kom bid ons dat ons iets van U teenwoordigheid sal ervaar. Dat ons sal weet, U is by ons, U vat ons hand, en U loop saam met ons.
Ons kom bid dit met verwagting en met die troos dat U die God is van lewe en dood. En ongeag siekte of lewe of dood, U is in beheer. U is ons Here, U is ons herder. Ons loof U daarvoor. Amen. Eintlik sou ons vandag net kon sing, né? Nie preek nie niks doen nie, ons kan net sing. Saam met Petro, die Here loof en prys, want dit was haar lewe. Sy het gesing in die kombuis by die kerk, by die Bybelstudie en selfs op haar sterfbed. En daarom was dit baie moeilik om liedere te kies, watter een sal ons sing. So wat ons nou gemaak het, is ons pak hulle so by mekaar, en dan sing ons 'n medley. Ek het nie 'n goeie Afrikaanse woord vir 'n medley, miskien is dit saamgestelde liedere of keerspel, okay. So julle het gekies, né? Goed, as die lewensstorme, die Here Jesus lewe, wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons staan op, ja, ek wil gou die storie vertel. Ek is mos 'n storiemens. Jare gelede kuier ons op 'n plaas in Arrenos. Daar het 'n man gekom van Suid-Afrika en hy het hier vir ons kom lesings gee en ek moes nou kamag saam gaan om te kyk dat hy nie nonsens praat nie. En ons het so 'n klomp manne daar gesit en mense, ek kan nie onthou van vrou, ja, was vrouens ook by. En ons sit daar, was nie genoeg sitplekke betyd op die tafels, ek het op 'n tafel gesit. En skielik staan hier in die deur staan 'n vrou, maar sy huil en sy hou nie op met huil nie. En ek vra later, wat gaan met die vrou aan? Toe sê hulle, haar matriekseun is so 'n maand of 2 gelede oorlede en sy sukkel in 'n motorongeluk en sy sukkel om daaroor te kom. Ek gaan vra toe vir die Here, wat kan ek vir haar gee as 'n troos? En toe sê die Here vir my, elke keer as jy lofprysinge doen jy dit in die gees saam met haar. Saam met hom. Kom ons doen dit in hierdie middag om saam met Petro die Here te loof en prys. Kom ons staan. Stormen om jou slaan, en jy
Ek weet nie wat jy gaan dink nie, maar die meeste van wat ek gaan doen, gaan ek lees. Want vanmiddag is meer in 'n narratiewe vorm, in 'n storievorm, die storie van die lewe en die storie van doodgaan. Ek het 'n man geken wat Bybelkunde as vak op universiteit aangebied het. Hy was nie 'n gelowige nie. Hy het nie 'n woord geglo wat in die woord staan nie, as Bybel nie. Vir hom was die Bybel niks meer as 'n boek vol letterkunde nie. Jy weet, soos Shakespeare se Hamlet, 12de nag, Romeo en Juliet. So hy die Bybel so hanteer as dosent vir Bybelstudente. Kom ons noem hom professor anoniem, agnosties of 'n ateïs. Daarteenoor het ek 'n vrou geken wat Psalm 23 nie net geken het en geglo het nie, maar geleef het en gewees het. En dis waaroor dit gaan. Haar lewe en haar foto was die beeld van Psalm 23. Haar naam? Maria Petronella de Sousa Vermeulen. En dis toe dat die familie besluit, want dit is gewoonlik so, dat die familie besluit watter woord ons gaan hanteer op so 'n geleentheid. Het hulle besluit, ons gedenk Petro Vermeulen se lewe met Psalm 23, die eerste vers. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Nou kom ek lees hom vir jou en ek dink dit sal goed wees as ons hom lees uit die 1933 en 53 vertaling. Ek gaan hom stadig lees en ek wil hê jy moet hom proe en beleef. Dis 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En as jy so vinnig kan onthou elke teks, want dit is wat ons gaan raak sien en beleef in die storie oor Petro se lewe. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in. Hy verkoop my siel en hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Ja, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Dit gaan ons ook sien en beleef. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns. Dit is die getuienis, sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. En ek het toe die teks neergeskryf en ek het 'n bietjie gaan dink en bid daaroor. En toe kom die familie hardloop agterna en sê, maar jy moet nog 'n teks bysit. Sit vir ons Psalm 37 by, roep hulle uit asem. Kom ek lees vir jou Psalm 37 vers 23, eers uit die 1933 vertaling. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig en hy het welbehae in sy weg. Kom ons hoor hoe klink dit in die 83 vertaling. Die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is en hy ondersteun hom. En toe vra ek vir die Here, maar wys vir my hierdie koers aan. En die Here vat vir my na die 2020 vertaling toe
En die 2020 vertaling wys toe baie meer duidelik dat Psalm 37 is geskryf in 'n alfabetiese volgorde, in 'n Hebreëse alfabetiese volgorde. Alef, Bet, Gimel. So wat daar staan is dat die eerste vers, wil ek amper maar sê, begin met 'n A, en die tweede vers begin met 'n B, en die derde vers met 'n Gimel, en so kan jy aangaan. En bietjie aspres gaan kyk ek toe verder in Psalm 37 en ek spel toe die naam Petro. En nou gaan ek dit vir julle gee. P of die Hebreëse P, daar is hy geskrywe, lees ek vir jou. Die mond van 'n regverdige prevel wysheid en sy tong praat wat reg is. En dit het ons beleef, veral ook rondom die ouderdom en die versorging. Ek gaan net maar vir julle ook daarvan vertel. Nie sonder humor nie. P, E. Daar sit moet nie kwaad word nie, en laat vaar die woede, moet jou nie ontstel nie, dit bring net kwaad. En dit was Petro. 'n Katalysator van geen gevegte nie. Want kwaaddoeners, as julle nou julle strip, nee, dan gaan jy net na Petro toe. Nou haal sy daai strip uit. Want kwaaddoeners sal vernietig word, maar wie op die Here wag, hulle sal die land besit. T. Ons is by T, taf. Dis hoe jy die T sê in ons taal, regverdiges sal verlossing kom van die Here. Hulle toevlug in 'n tyd van verdrukking. Daai storie gaan ons ook hoor. Die Here help hulle en bevry hulle. Hy bevry hulle van goddeloses en verlos hulle, want hulle skuil by hom. Vir my moeilik, want ek kom van die Kaap af om 'n R te sê. Petro, resh. Ek het 'n goddelose gesien, 'n gewelddadige. Dit het Petro ook beleef. Wat gedei het soos 'n loweryke inheemse boom. Maar toe iemand weer daar verbygaan, was hy weg. En toe kom soek, was hy nêrens te vind nie. Geen kratses nie, geen bitternis nie, geen beeld van die kwaad in die oë nie. Ons het moeilikheid in Hebreëus, want die Hebreëus skryf nie hulle vokale nie. So die waf kry 'n kolletjie. Kan julle sien, dis bietjie klein. As jy die kolletjie bo die waf sit, dan is dit 'n O. As jy die kolletjie langsaan sit, soos kop, né? En as jy hom langsaan sit, is dit O, soos koop. Nog net 'n rukkie, dan sal daar geen goddelose meer wees nie. Jy sal sy plek dophou, maar hy sal nie daar wees nie. Die verdrukte sal die land besit, dis 'n interessante een, en hulle verlustig in die oorvloed van vrede. Wat 'n koers om in te slaan. Dankie vir Psalm 37. Nou gaan ek vir julle die storie lees. Ek het nie die preek gemaak nie, Mario in. Waar is Marietjie? Daar, hulle die preek geskryf, hoor. Goed. Ons gaan al die storie ver, baie ver, kilometers ver. Daar in Angola, op 'n lappie grond tussen Lebango en Umpata. Hulle kon dit nie vir my sê nie, maar ek het gaan agtervolg en gaan navorsing doen. Die twee plekke lê so 35 kilometers uit mekaar. Het en iewers tussenin het hulle lapgrond gehad. Mario de Sousa het destyds ankers opgetrek uit Madeira en in 'n waterryke Angola aan die suidekant van Afrika aan land gegaan. Hy begin boer, koffieplantasies, guayavelboot en allerlei groente. En dan, die eerste ramp tref hom, sy verloor sy vrou aan die dood, en hy bly agter met kleine Elidio. Jy moet sê as ek verkeerd praat, né? Dan skree jy. In Angola
het die Harmse familie rus vir hulle siel kom soek na gestry met 'n ene T.F. Burgers. Julle sal dit nie glo nie, maar hy was 'n dominee van die NG Kerk. Hy het begin boer, daar die moeilikheid begin, as 'n dominee begin boer, dan is daar moeilikheid. En toe nog erger het hy president geword. Dit was 'n disaster van Suid-Afrika. Baie onpopulêr, en hy het 'n president geword van 'n bankrot regering. Baie skynheilig. En toe sê hulle, dis nou klaar, en hulle pak hulle goed op, en die Dorsland trekkers trek, tot waar die pad ophou, so ver as moontlik van dominee boer president Burgers af. Ek dink as die see nie daar was nie, het hulle nog bietjie verder getrek. So ver as moontlik van hierdie dominee en president, en hulle word Semir toppers. Dis wat jy doen as jy nie van die dominee hou nie. Mario de Sousa vee trane af en kry sy Sari in die Harmse kraal. 'n Mooie dogter, die Sari Harmse. So mooi dat hy vir Elidio 9 boeties en sissies gee. Maar die sonde en die ergernis na Adam en Eva se sondeval loop nie net saam met die dominee boer president Burgers in die Transvaal nie, maar hy kom haal hulle in Angola. Want dit wat die dorpslandtrekkers gedink het 'n utopia is in die wonderskone Angola, word 'n nagmerrie. So groot dat 2 Harmse broers hulle seffiebakkie vat en hulle suster met, mag ek dit maar sê, 'n koshuis vol kinders loop uithaal uit Angola uit. Die nuwe utopia vir die uitgewaste en uitgeweke de Sousa familie was niks anders as Gobabis nie. Die drinkplek van die olifante en 'n eetplek van genadebrood vir Mario, Sari en hulle kroos. Die ontvangs in Gobabis was nou nie juis groot, hartlik en met 'n rooi mat nie. Hulle kry 'n flentertjie grond aan die uithoeke van die dorp. Julle bly daar, né? Ver genoeg. Ons wil nie gepla wees nie in die sand van die Nossel. En daar skop hulle nes en bou vir hulle 'n tuiste. Maar klaar, die doen hulle nie. Hulle begin alles weer van voor af, nadat hulle alles verloor het. Dit is die geskiedenis van mense in hierdie dorp. Petro, die 12-jarige dogter, sit handjie by, en Gobabis word die tuin van Eden teen 'n droë, waterlose Nossel. Die de Sousas kon nie Afrikaans praat nie, net Portugees. Engels het nog nie bestaan nie, nie in Angola nie, ook nie in Gobabis. Toe Sari en haar dogter se hare nog 'n week soos 'n swart hart se takke lyk, is hulle toe nou winkel toe om te gaan shampoo koop, vertel hulle die storie, maar hulle beste Afrikaanse interpretasie uit Portugees se soek na Samp, né, Samp? Ja. Toe gee die tannie vir hulle agter die toonbank mieliereis, want dis die naaste wat sy aan Samp kan kom. Ek weet nie of dit vir die hare gewerk het nie. Want hierdie tannie agter die toonbank ken nie Portugees nie en sy weet ook nou nie van shampoo nie. Pa Mario word te verwe by PVD, want dan hoef hy nie te praat nie, hy verf net. Die kinders stap elke dag myle deur Gobabis se warm sand skool toe en beur die standers in 'n vreemde Afrikaanse taal en slaag. Petro maak klaar met skool en gaan werk in 'n kafee op die dorp. Elke bietjie inkomste help om die ander kinders groot en deur die skool te kry. Nou vat ek jou na 'n ander geskiedenis toe, soos alle paaie na ou Suidwes toe lei, kom trekkie vermelens ook uit die koue Sutherland. Hulle kom soek son en 'n nuwe toekoms in Suidwes. Hulle slaan tente op by Dorabus, maar die rooi water is diep en skaars en hulle soek verder
en vind soetwater op Smutsville in Summerdown omgewing. Was dit nou 1941 of 42 stry Mario en sy suster Margietie, maar daar rond. Pa Vermeulen oupa, kan ek maar sê, los vir pa, toe sy 'n 9-jarige okkerd, né, in die veld by die nuwe grond, om die skaap op te pas onder 'n boom terwyl hy terug te gaan Dorabus toe om die trek te gaan haal. Oupa word siek langs die pad. Daar word weke word maande, terwyl 'n 9-jarige seun onder die boom skape oppas en nie weet of hulle gaan terugkom nie. En wat is sy toekoms nie. Al wat hy het is hoop. Hy slaap onder 'n boom terwyl die luiperd op die Bobbejaan bo sy kop in die takke vang. Stories loop dik en oor ontberinge en oorlewing van mense. Toe oupa uiteindelik kom, begin hulle boer op Liewe Here se genade. Sy genade is groot, die beker loop oor en met hulle skep hulle 'n groot ordentlike plaas. Die jong boertjie, Okkert, ry Gobabis toe vir lek en proviant en in die kafee op die dorp kry Okkert iets te ete en sommer 'n vrou ook by. Jy weet, 'n goeie special agter die toonbank. Hulle word in die eg verbind in die Dopperkerk op Gobabis. Onthou, hulle hou nie van die NG Kerkie, want ou Dominee Burgers het op hulle tande gewerk. So hulle is in die Dopperkerk. Die arms is die skrik op die lyf gejaag oor die NG Kerk dominees wat presidente en boere word en die regering bankrot maak. Dis hoekom hulle doppers geword het. In 1957 tref vervolgende die hoeveelste ramp die familie. Mario se beeldskone Sari word in die bosse langs die Nosop vermoor. Na die begrafnis hou die familie vergadering. Swaar en sis Petro, sommer net uit honeymoon en 'n baba op hande, maak die roep, hulle sal Sari se oopblykenis 12 jaar, 10 jaar, 8 en 6 groot maak. Jy kry 'n klomp makskape in 'n kraal. Hulle sal die 4 ekstra kindertjies in 'n 3-vertrek huisie inpas. En op maat van hallelujahs, psalms en gesange maak die jong mamma Petro boerehuiskos. Is dit wat julle dit genoem het, né? Nou net op dubbele maat, né? Nog 3 babas word later by hierdie familie op Smutsville bygevoeg. The more, the merrier. Dis die jaar 2025. Ons skiep nou lank. Daar's 'n nuwe dominee op die dorp. Hy's nie meer vandag se kind nie, maar soms nog tienerstout en oorig. Hy hou Woensdae Bybelstudie in die ouer huis en Petro kom loer in op hy elektriese reistool. Wat sal ons sing? Vra die dominee voor ons begin. Petro sien en hoor sleg. Vooraan roep sy die liedboek se nommers, die een na die ander. Sy gee niemand 'n kans nie. Ons sing nou dit en ons sing dit. Petro sing elke keer hartlik saam. Dis eers hier van die 4de vers wat sy nie meer heeltemal die woorde kan onthou nie, maar sy sukkel so aan. Die jaartema van verlede jaar in ons kerk, gesels ons oor die onderwerp Dancing with the Angels. Die dominee is weer lekker oorig en skimp na die doppers wat mos nou nie wil of mag dans nie. Ek weet nou nog nie hoe dit werk nie. En sy vrou, die dominee se vrou, dreig hom, want jy mag nie so praat op Gobabis nie. Toe kom nou, lok hy die sedige, swaiende Bybelstudiegangers, die ou mense in die ouer huis. Moenie maak of julle nie weet hoe om te dans nie. En toe kom dit van die rolstoel se kant af. Dominee, ons praat nie uit wat ons agter jou rug doen nie. Gaan net aan. Hoekom vertel ek jou hierdie storie? In alle lange geskiedenisverhaal en dit in die kerk op 'n gedenkdiens. Is dit omdat die dominee niks weet van Psalm 23 dalk nie en dan maar die storie vertel. Miskien is jy reg. En luister mooi, ou Hebreëse woordeboek
'n teologiese eksegese, 'n uitleg uit die pen van 'n professor vanuit sy studeerkamer met 'n kamer vol boeke, of 'n sedepreek van 'n dominee van die kansel, kan nie regtig Psalm 23 uitlê nie. Net 'n vlugteling Portugees met 10 kinders wat alles verloor het, op 'n lappie sandgrond in 'n Afrikaanse Kobabis uitgewaai het, ken Psalm 23. Proef ondervindelik. Met 'n verwe man se karige salaris om 'n span kinders groot te kry, kan jy begin saampraat oor Psalm 23. As jy al deur 'n dal van doodskade was, wat jou ma se lijk onder 'n bos moet uitsleep, met kindertjies wat soos hoenders op 'n stellasie aan mekaar klou en wat grootgemaak en versorg word, hulle kan met gesag Psalm 23 uitlê en opsê. Net 'n 9-jarige kindjie wat onder 'n boom skaap oppas en vir 'n dag, nee, weke, maande moet wag dat sy pa dalk sal terugkom, terwyl 'n luiperd 'n bobbejaan uit die bome uitvang, omdat hy hom nie geruik of gesien het nie, ken Psalm 23 en kan hom uitlê. Pietro Vermeulen sit aan die einde van haar lewe om die eettafel en teken haar prentjie van Psalm 23 wat jy nou gaan beleef, as sy deur donker skaduwees gegaan het en uiteindelik op haar verjaarsdag by 'n ruim gedekte tafel sit en vertel van God se genade en 'n oorvloedbeker wat vir haar geskink word. En dan is my vraag as dominee, hoe maak jy dit? Hoe maak jy dit? Jy maak dit as die Here jou herder is. Dan is jy vir niemand kwaad nie. Geen bitterheid nie, geen verwyte nie, net 'n halleluja op jou lippe. Ek weet verseker. Nee, sy sing hom nie vanuit 'n gesangboek nie. Sy sing hom uit die hart, want sy kon nie meer lees, kon nie eens meer hoor nie. Want dit is waar dit lewe binne jou. Die halleluja in jou hart, godsdiens van binne en nie van buite nie. Dis 'n nalatenskap wat Pietro Vermeulen vir ons kom gee vanmiddag. Is haar teks, is haar preek. Haar lewe is vandag se preek. As sy na 'n vrugbare, geseënde 89 jaar verhuis. Psalm 23 nie as 'n Bybelboek, as 'n Bybelvers of 'n mooi gedig soos 'n Shakespeare nie, maar as 'n lewe, 'n lewenswyse. En nou gaan ek 'n baie snaakse ding. Nee, ons gaan nie die woord verkondig nie, want jy ken Psalm 23 uit jou kop uit. Nee, ons gaan hom ook nie eksegeties uitlê nie, want hy is vir ons reeds uitgelê in die lewe van Petrus. Ons gaan hom vanmiddag oefen, leer en oefen, om te wees en te leef soos ma Petrus. Is julle reg? Kom ons oefen. Ek wil hê jy moet lekker sit op die bank met jou voete op die grond. Jy gaan geaard wees op die grond, want hierdie grond is rof, is grof. Jy word weggejaag as droogte, die politiek maak jou mal, en jy word alles verloor, jou mense word doodgemaak, jy moet jou kinders grootmaak met geen geld nie, jy's op die aarde, maar met jou hart en met jou kop is jy in die hemel, by God wat jou herder is. OK. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan Psalm 23 die eerste vers, gaan ons leer en inoefen. So, maak jou oë toe, en ek gaan met jou praat, en ek gaan baie misties,
mediterend, baie mense hou nie van die woord nie, gaan ek vir jou inlei, sodat jy ook kan wees waar Petro was, sodat Psalm 23 vers 1 jou teks en jou lewe kan word. Kom ons begin. Ek lees hom vir jou. Die Here is my herder. Die teks begin met die. As jy sê die, dan is dit nie die Amerikaanse oh my God as iets gebeur nie. Dis die enigste, die enige God wat uit die hemel kom. Dis die een, nie die natuur nie, nie iets something somehow nie, maar dis die een wat 'n luiperd se oë toemaak, dat hy nie die seentjie onder 'n boom sien nie, maar gaan vir 'n bobbejaan in die boom. Want dis die enigste, die enige God wat onder die boom sit. Ek wil hê jy moet bewus word van nie 'n God nie, maar die enige God. Iemand. Enigste. Dan kom Psalm 23 en hy sê die Here. Wat beteken Here? Hy is Here, hy is meester, hy is God, wat in beheer is van alles. Daai babietjie wat gebore word. Ek in Tygerberg Hospitaal was, het daar 'n nuwe professor in ginekologie gekom. Die klas was vol aspirante dokters. Mense wat wetenskaplik is en wat die wetenskap aanhang. En die professor gaan staan voor die klas en hy vra, wie glo in wonderwerke? Niemand het 'n hand opgesteek nie. En toe het hy gesê, ek gaan nou vir 3 jaar vir julle leer wat kan fout gaan met 'n baba se geboorte. Elke baba, jy wat hier sit, is 'n wonderwerk. Want hy is Here, hy is meester, hy is God. Selfs as 'n dominee Burgers, 'n dominee of 'n kerk jou sal faal, as die regering jou in die steek laat en jou selfs uitskop of onmoontlik maak, ook as 'n krimineel in jou huis inbreek, of jou geliefde doodmaak, somewhere, somehow, is hy die Here. Hy versorg jou. En die dag, as jy op jou sterfbed lê, en jy niemand rondom jou raak sien, raak hoor of erken nie, is hy die Here. Of jy bang te wees vir die dood, bang vir siekte, kry die ervaring. Die Here is by jou. Kop word en 'n groep babes in 'n sand 'n nuwe lewe begin. Of die mamma van 'n huis groot word en daar nie meer 'n tuiste of 'n huis is nie. Of jy jou voete onder die versorging van 'n ouer tuis se tafel moet insog en in 'n kamertjie moet gaan lê. Een oom het gesê dis die departure lounge. As jy op 'n bed moet gaan lê en weet, hier staan ek nie weer op nie. As jy jou sterfte moet ingaan, die Here is. Hy was nie net in die verlede toe dit gereën het en hy gaan nie net daar wees as jy dag in die hemel kom nie. Hy is
hier, nou, kry die ervaring. Weet dit, die Here is. Ek weet, jy sal nog baie tyd hieroor wil hê, maar kom ons gaan aan en ons lees, die Here is my herder. Myne. Weet jy, dat Jesaja sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is vir my belangrik. Ek ag jou hoog. Ek is lief vir jou. Op 'n ander plek sê hy, ek het jou naam in my handpalm getattoo, ingegrafeer. Ek dra jou naam op my. Weet jy dit? Die Here is my. Ongeag of jy 'n verlore seun is in die varkhok, ongeag of jy 'n goeie soet seentjie by die huis is, die Here is my herder. Die gekruisigde Jesus wat as lam geslag is, in ons taal, hy's opgehang in 'n doodstraf, gaan voor my uit om die pad aan te dui. Ons het op ons kerkalmanak die voete van Jesus wat loop met 'n gat in sy voet. 'n Katolieke priester wat 'n lang pad met gestremde mense geloop het en die seer en die pyn van mense beleef het, skryf 'n boekie, The Wounded Healer. Jesus, wat die pad ken van seerkry, moegheid, kwaad word, versoekings deur die duiwel. Hy kom vat jou hand, hy lei en begelei jou saam met jou, ja, deur 'n woestynpad. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. Moeilik, 'n onmoontlike huwelik, 'n onmoontlike siekte, 'n bankrot rekening. Ek sal nie bang wees nie, want hy het 'n stok en 'n staf waarmee hy my nader trek as ek verdwaal en my verdedig as die bose wil my vernietig. Want sien, die Here is my herder. As ek Angola, my geboorteplek moet los, as ek in 'n onbekende groep babes in die sand moet glo bly, 'n taal moet praat wat ek nie ken nie, as hulle my ma vermoor, as ek kinders moet grootmaak, as ek onder 'n boom moet wag op hoop, dan is die Here onder die boom my herder. En is dat wat Pietro langs die tafel sit en sê, kyk, ek kom niks kort nie. Hy het my volledig begenadig fisies, psigies en geestelik. Om aan Angola groot te word, om op 'n sandplot te bly, om op 'n plaas in 'n 3-vertrek huisie my kinders groot te maak, om in 'n ouete huiskamer geparkeer te word, om op 'n sterfbed te lê. Ek kom niks kort nie. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. En daarom, Psalm 37 vers 23, die Here bepaal die koers.
Angola, Madeira, Transvaal, Gobabis, Smitsville, Huisdion-Lou. Die koninkryk van God, die hemele, is om jou lewe lank deur die Here geseën te word op sy koers en sy pad vir jou uitgelê. Om die Here se pad te loop is vir my die allerbeste. Amen. Kom ons luister na Pietro. En ek waardeer die liefde en die omgee van my dierbare kinders, kleinkinders en my ou vriende wat nog my onthou, familie. Ek is so vreugde dankbaar vir al hierdie goeie. Dis engele op my pad. Die Here maak my pad gelyk. Hy is my herder. Ek kom niks kort nie. Dis wonderlik om die Here as jou leidsman, jou verlosser en jou reg, alles vir jou te wees, jou Vader, jou koning in die hemel. Ek waardeer alles so en ek voel, ek weet nie hoe moet ek dankie sê nie. Ek voel ek kan nie dankbaar genoeg wees vir die goedheid en die genade wat die Here vir my al op hierdie baie swaar pad van om my lewensmaak te verloor, was vir my baie swaar, wat die Here so onderneem, om vir my bygestaan. En ek dank hom, en ek dank elke een van hierdie kinders wat so wil hê, en vir my sorg. Ek is 'n baie ryk vrou, 'n baie geseënde mens. Baie dankie vir alles. Ek waardeer dit. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons in hierdie middag skatryk erf. Geld, grond. Dit was heerlik om daarmee te werk en deel daarvan te kan wees. Nou wat ons van Witvlei afkom en met mekaar gepraat het oor boerdery en ook die ellende van Beck en Klou, maar die voorreg dele te kan hê. Maar ons kan dit nie saamvat nie. U sorg vir ons. Dankie dat u vir ons 'n testament nagelaat het, wat Pietro vir ons erf. Die storie, die lewe. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. My beker loop oor. Amen. Kom ons sing. Kom ons staan. Saggies en die stem van Jesus. Hy doen vir jou en vir my. Hy sal en wag aan die deur van ons harte. Wag daar vir jou en vir my. Kom terug, kom terug.
Baie dankie. Julle kan julle plekke weer inneem. Petrus se lewe was haar huldeblyk. So ons gaan nie huldeblikke hê nie. Die familie het gevra dat terwyl julle hier is, dat ek net so 'n paar bedankings doen en al wat ek doen, ek is nie in die spreekbuis, ek lees wat hulle hier geskryf het. In die eerste plek sê hulle baie dankie vir die NG Kerk Gobabis vir die gebruik van die kerkgebou. Angela van Nambop en die munisipaliteit van Gobabis. Hy is Dion Lou, matrone Lis, susters Susan en Nicolien en al die siekeboegpersoneel baie dankie vir die deeglike en liefdevolle versorging van ouma Petro vir 9 jaar. Dr. Opperman se praktyk, by name Drs. Neil, Leopold en de Villiers. Mariaan vir die voorbereiding van die kerkliedere en die opneem en die uitsaai van die diens. Die dierbare mense wat vir ons van eetgoed voorsien het, Dirk en Sanja, Leon, Renet en Jurgens en Christa. Jack met sy span Andries en Manuel vir die skoonmaak van die terrein by die begraafplaas, die uitsorteer van grafnommers en die motivering van die munisipaliteitwerkers met die maak van die graf. En dan vir myself, ek sal dit vanaand lees. Okay. Nommer 9, Mario, Sarina, Ernst, Petro, Mario Junior en Okkie Junior vir die maak van die musiek. Hier is hulle. Petro, vir jou mediese bystand oor al die jare van dat jy gekwalifiseer het en die maandelikse medisynepakkies met liefde gestuur. Ouma het dit baie keer vir my ook gegee, hoor, dat die ou dan sê sy hierdie goed werk. Hierdie goed wil jy nie gebruik nie, hierdie goed werk. Okkie senior vir die toerusting wat veral in die laaste jare ouma se lewe baie makliker gemaak het. Marissa vir die moeite en tyd met die uitleg en voorbereiding van die mooi herinneringsboekie, baie mooi, ook Okkie senior vir die druk van die boekie. Annika, Marissa, Jan Hendrik en San Marie vir die besonderse skyfie vertoning. Ernst en Carola vir die pragtige blomme, of Carola. Marieke, Nerien, Christine en Fia vir die mooi maak van die kerk, baie mooi. Mario en Serena en Marieke vir die daaglikse bystand en liefde, die afgelope klompie maande, ook die jarelange versorging van ouma. Dora, wat vanaf 2015 getrou vir ouma gehelp het, ook Helene, vir alles wat sy vir ouma beteken het.
Vir elke boodskap, telefoonoproep en woorde van bemoediging, ons het weer eens besef dat ouma Petro 'n baie geliefde mens was. Almal wat van ver af gekom het, dat ons vandag hier by mekaar kan wees, Okkie, Nerien en Johan en Marissa en almal wat van buite Gobabis gekom het, ook die mense uit ons gemeenskap self. Julle ondersteuning beteken so baie vir ons. Ek is skoon uit asem uit. Dis hoekom Petro gesê het, haar beker loop oor. Jy word uitgenooi en gevra, moenie die familie net so los nie. Kom kuier saam met hulle. Na die aardbestelling is jy genooi vir 'n koppie tee in die Lapa by die dam. En dan word ons gevra, het hulle gevra dat die motors, as ons nou na die graf beweeg, dat julle tog net julle ligte sal aansit, dat ons kan weet wie is almal deel van die stoet. Ek gaan nou die name van die draers uitroep, julle kan maar net opstaan, en miskien moet julle maar vorentoe kom, as julle kan. Nee, julle kan nie. Kan julle? Nee, julle kan nie. Goed, ek noem hulle net daar, ons het hulle sommer op die bord ook gesit, nee. Goed, Ernst Vermeulen is die seun, en Mario is 'n seun, en Okkert is ook 'n seun. En dan is daar 'n skoonseun, Jack Enright, en dan die twee kleinseuns, Okkie Vermeulen, en Jan Hendrik Vermeulen, kleinseun. Ongelukkig is daar net handvatsels vir hulle, anders kan julle almal kom help het. Kom ons staan vir die seën van die Here, en dan beweeg ons na die graf waar die oorskot begrawe word. Kom ons staan. Die genade van ons Here Jesus Christus, want dis die genade wat Petro van gepraat het met 'n smile en met 'n traan, deur soms moeilike jare. Die liefde van God, want al doen jy wat, jy sal nooit uit die liefde van God uitval nie. En die gemeenskap van die Heilige Gees wat saam met jou is, God se Gees in jou gees, om vir jou te laat weet, verstaan en leef dat die Here is jou herder. Jy sal niks kort kom nie. Amen. Baie dankie. Kom ons beweeg na die graf.